Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Ons is nog besig om na heil en saligheid te kyk en spesifiek na die sienings in die Nuwe Testament. Prof Koenig lig veral 4 aspekte uit: heil sonder gawes, toekomstige heil, verheerliking en die ewige lewe. Die eerste 2 het ons nou reeds hanteer en veral gesien hoe Prof Koenig klem lê op die aardsheid en liggaamlikheid van die heil. Dit lê nie in 'n geestelike hemelse bestaan nie, maar volledig aards en liggaamlik, weliswaar op 'n nuwe aarde en in 'n nuwe liggaam. Hy gaan dan voort. Daar is wel nog 'n ander helfte van die verhaal. Enerzijds is daar baie sterk aansluiting tussen die begin en die einde, tussen Genesis 1 en 2 en Openbaring 21 en 22. Maar anderzijds is daar 'n belangrike plus bo die Ou Testament. Daarvoor word gewoonlik 2 begrippe gebruik in die Nuwe Testament: verheerliking en die ewige lewe. Dit beteken nie dat die heil bloot 'n herstel van die oorspronklike toestand soos wat dit in Genesis beskryf word is nie. Daar is gelowiges wat dit presies graag so wil sien. Hulle dink ons sal teruggeplaas word in die posisie of toestand waarin Adam en Eva oorspronklik was. Net die sonde en die gevolge van die sonde sal weggeneem word. Dit sal natuurlik al geweldig baie wees, dat ons so maklik daarmee tevrede kon wees, maar ons kry meer in die Bybel. Ons begin by Openbaring 21 en 22, omdat ons sopas daarna gekyk het, om aan te toon dat die heil aan die einde inderdaad aansluit by die heil volgens die Ou Testament. Dieselfde hoofstukke beklem net so sterk, dat daar op die nuwe aarde veel meer sal wees. Daar is veel sterker en nader gemeenskap tussen God en die mense. In Genesis besoek hy vir Adam en Eva, maar in Openbaring woon hy by die mense. Aan die begin was daar net 'n tuin, en die moes opgepas word. Aan die einde is daar 'n stad waarvan die poorte dag en nag oop staan. En ons moet nie hierdie opvallende verskil miskyk nie. Ons het dikwels negatiewe belewings van 'n stad, maar in die Ou Testament is 'n stad die simbool van veiligheid en geordenheid. God woon in die stad Jerusalem en hy beskerm die stad. Buite die stad was dit onveilig. Daar was mag reg. 'n Groot deel van die offer wat Abraham bring as die Here hom roep, is om uit die stad Haran na die oop veld van Kanaan te trek en in tente te gaan woon. Maar op die nuwe aarde kry ons nie net 'n gewone stad nie, maar 'n oorluukse een. Die rykdom is vir daardie tyd onvoorstelbaar. Die stad self en die strate is van suiwer goud en die poorte van parels. Die nuwe aarde is dus inderdaad nuut en nie net herstel van die oorspronklike nie. Dit is veel meer. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons kan glo en verwag dat ons lewe by U in die nuwe aarde, op die nuwe aarde en in die nuwe stad veel beter sal wees as dit wat ons nou ken. Help vir ons dat daardie gedagte ons sal troos in Jesus se naam. Amen.